Ek wil jou vandag vra om jou verbeelding toe te laat, om net saam met my vir 'n slag te vlieg. Vergeet van al jou sorges, vergeet van alles om jou. En kom ons hoor wat vandag gaan gebeur. Eendag val 'n saad uit 'n boom op die rand van 'n droë gebarste vallei. Dit was nie 'n spesiale saad nie, skaars groter as 'n sandkorrel. En sy val was net 'n fluistering gewees. Later tuimel die winde tot op die plek waar niks groen vir jare lank gegroei het nie. Bokant hom bak die son dae, maande en jare genadeloos. Dit brand hom en dit bak hom tot daai saad lyk of hy mors dood is. Net klippe het lewenloos om hom gelê. Selfs het dit gelyk asof die wind van hom vergeet het. En in daai harde gebakte doppie, daai doppie wat vaal was, wat dood gelyk het, wat gelyk het of alles oor was, het daar iets gewag. Nie haastig of paniekerig nie, net gewag in stilte. En een nag oordek 'n kombers van sagte reën, hierdie saadjie se doppie. Die grond om hom word sag, die harde klippe word blink, en daai saad drink sonder inspanning elke druppeltjie wat op hom val in. En vir die eerste keer in sy saadgeskiedenis oorleef hy nie meer nie. Hy begin groei. En dit daar binne, wat morsdood gelyk het, begin skielik om te lewe. Maar jy sien, die oorlewing van die saad hang nie af van waar dit land op die aarde nie. Dit hang af van wat daar binne in die DNA van daai saadjie gebeur. Ek vandag vir jou 'n vraag. Bak die son jou vandag? En dan het ek goeie nuus, want jou antwoord is dalk ja. Die son van omstandighede, die son van finansies, die son van verhoudings. Iewers is daar 'n son wat my bak en ek kyk na myself in die spieël en ek voel kurkdroog en morsdood. En hier is die goeie nuus. Soos dat ek en jy die koninkryk van die Here meer en meer verstaan, begin hoop om in ons hart te groei. Dit voel dalk vandag vir jou of daai hoop wat in jou is morsdood is. Ek het goeie nuus. Die DNA lewe. Dit sal groei. Kom ek lees saam met jou uit Markus 4 vers 26. Verder het hy gesê, dit was Jesus. Met die koninkryk gaan dit so. Nou, onthou jy, ek en jy het net nog gesê, die koninkryk, ons verstaan van die koninkryk, maak dat ons hoop weer begin lewendig word. Daai verstaan is soos die water op die dop van daai saad gewees. Kom ons gaan aan. Jesus sê, iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op dag na dag. En die saad ontkiem en het groei en hoe weet hy self nie? Daai hoe weet hy self nie is baie belangrik vandag. Ek en jy weet dalk nie vandag hoe ons die volgende stap vorentoe gaan gee nie. Maar dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak of jy alles verstaan en of jy die hele Bybel uit jou kop uit ken of jy hierdie groot openbaring het nie. Die saad sal groei, daai DNA gaan skielik wakker word op 'n stadium. En hy gaan aan en hy sê, vanself bring die aarde die graan voort, eers 'n halm, dan 'n aar, en dan die vol koringaar. En hakkies moet jy gaan skryf in jou Bybel agter dit proses, want daar's 'n proses hoe hierdie koring groei. En ek en jy gaan bietjie praat vandag oor die proses van die saad in ons hart. En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die stekel in, omdat die oestyd daar is. Daai woord oestyd is so 'n mooi woord, dis die tyd waarvoor ek en jy wag. Ek en jy hoop en wag elke dag, dat die saad wat ons in die grond het op 'n stadium gaan groei. Ek wil begin met hierdie sin. Die koninkryk is 'n proses. Engelsman die ene gesê, destiny is not a drive-through. Ek en jy is so gewoond aan 60-60 wat die goed vir ons kom aflaai of ons koop sommer vinnig iets by die drive-through. Ons ry deur, betaal en koop en daar gat ons. Maar ons bestemming is nie 'n drive-through nie. Baie mense dink dat geloof is 'n keuse en ek weet jy dink dit ook. Ek en jy het al albei op die plek gekom waar ons gesê het, ek gaan kies vandag om meer te glo. Ek gaan
kies vandag om die Here te vertrou en 'n groter geloof te hê. Geloof is nie 'n keuse nie. Geloof groei oor tyd. As jy my persoonlikheid, dan klink dit na negatiewe nuus, dit klink na slegte nuus. Maar geloof groei oor tyd. Geloof groei deur ervaring. Dit groei deur onsekerheid, uitdagings en ons openbaring uit die skrif uit. Soms gloei geloof maar net oor tyd. Geloof is nie 'n oomblik nie, maar dis 'n reis. Jy kan dit gerus iewers neerskryf. Geloof is nie 'n oomblik nie. Geloof is 'n reis. Dit word gevorm in seisoene waar antwoorde onduidelik is. Ek en jy is baie keer in daai seisoen waar ons voel, ons kry net nie 'n antwoord nie. En hy geloof groei in die grond waar vertroue belangriker is as begrip. Ek het al baie keer dan lees ek die skrifte en die verse in die Bybel so en dan glo ek as ek hulle net goed genoeg begryp sal my geloof begin werk. Maar geloof groei waar vertroue in hom belangriker is as begrip. Geloof is 'n proses. Geloof is nie 'n bestemming nie. Ek en jy koppel so veel keer ons geloof aan iets wat gebeur na 'n bestemming. Maar geloof groei daar waar onsekerheid woed. So as jy vandag sit met 'n hart vol onsekerheid en jy gee jouself pak slaam en jy voel my geloof is net nie groot genoeg nie. Want ek vir jou goeie nuus. Geloof groei in onsekerheid. Daai onsekerheid van jou sal nie daai stadige groei van jou geloof in die voet skiet nie. Ek wil vinnige ding plant. Ek wil 'n saadjie plant in jou hart vandag. Geloof het 3 fases. As ek en jy hierdie 3 fases van geloof vandag kan sien en verstaan, dan gaan daar 'n nuwe lig vir ons oopgaan. Dinge om ons gaan skielik in plek kom, ons lewe gaan skielik werk. Die doppie van daai harde dop wat jy om jou gebou het omdat dit taai gaan en jy jouself moes beskerm, gaan iewers oopbreek en 'n vars nuwe plantjie gaan uitkom. Die eerste fase van geloof is die saai fase. Ek sê altyd die graaf kom altyd voor die sekel. Ons plant altyd voor ons oes. Dis baie belangrik. In die saai fase word potensiaal gebore. En as jy vandag vir jou geloof voete wil gee, begin om te kyk na die potensiaal in jou lewe. Gaan luister laasweek se woord, dit gaan vir jou 'n ding oopsluit. Die saai fase is die plek waar potensiaal gebore word. En as ek wegskram van om dinge in my lewe en in my gedagtes en my gemoed en in die mense om my te saai, dan knyp ons die potensiaal wat gebore moet word. Die van julle wat ietsie weet van elektrisiteit sal al die woord gehoor het, potensiaal verskil. Al wat dit beteken is, daar's 'n verskil, jy het 'n negatiewe draad en 'n positiewe draad, en daar's 'n verskil in potensiaal in hierdie 2 drade, en as jy hulle om mekaar raak, dan spat daar 'n vonk, want daar spat energie oor. En daai energie gaan van die een draad na die volgende, omdat daar 'n potensiaal verskil is. En dis vandag, alright, as daar 'n potensiaal verskil is, as jy voel, jou potensiaal is hier, en waar jy wil heen gaan is daar, en daar's 'n groot verskil, dan hoef daai verskil jou nie moedeloos te maak nie. Daai verskil kan maak dat baie volts vloei, baie energie vloei, as hierdie punte nader aan mekaar kom. Hoe kry ek hulle nader aan mekaar? Ek begin my saai-fase ontdek en verstaan. Dis 'n tyd van opwinding en dis 'n tyd van verwagting. En ek het nie vandag tyd om te praat oor daai woord verwagting nie, maar baie keer werk ons geloof nie, want ons gee nie ons verwagting voete in ons lewe nie. Hoor wat sê Markus 4 vers 27. En hy gaan slaap en hy staan op dag na dag en die saad ontkiem. Hoe weet hy self nie? Jy hoef nie die hoe te ken voordat jy die saai-fase in jou lewe ingaan nie. En ons gaan daai saai-fase dag in en dag uit, in en uit. Hou aan om te saai, hou aan om met hoop te saai. Die Bybel sê, hy wat na die wolke kyk, sal nooit plant nie. Want so 'n man sal die hele tyd dink, sê nou dit reën nie, dan gaan ek my saad mors.
En ek praat, as ek vandag die woord saad gebruik, dan praat ek nie van geld nie. Ek praat van woorde. Ek praat van ons vriendelikheid. Ek praat van ons tyd aan 'n visie of aan mekaar. Ek praat van nuwe planne wat ons skielik in werking stel in ons konteks. Al daai dinge is saad. En daai saad sal groei. Ek het jare terug 'n sleutelhouer gehad van 'n konyn. En op hierdie sleutelhouer het die konyn gesit en langs hom 'n land, en onthou julle in die ou dae as 'n saadjie gesaai het, ons altyd so stokkie met die koevertjie waarin die saad gekom het daar aan die grond gesit. Daar was 'n wortel op daai koevertjie van hierdie konyn gewees. En onder het gestaan, leer my tog net geduld. En baie keer voel ek en jy dieselfde, ons het daai saad in die grond sit nie, volgende oggens nog nie op nie, en dan raak ons sommer net ongelukkig. Ek en jy hoef nie die ins en die outs te verstaan vir geloof om te werk nie. Geloof is los van dit wat ons verstaan, want geloof is 'n emosie van vertroue. En is in hierdie saaityd wat die natuurlike en die bonatuurlike bymekaar kom. Mense wat nie saai in hulle lewe nie, mense wat nie hulle vriendelikheid, hulle glimlagte, hulle tyd, hulle planne saai nie. Hulle kom nooit by die plek waar die natuurlike en die bonatuurlike kontak maak met mekaar nie. En net soos die DNA van 'n saad, het geloof ook 'n bonatuurlike komponent reeds binne in dit. En baie keer dink ek en jy, ons geloof is maar net 'n besluit, en daarom besef ons nie daar's 'n bonatuurlike komponent in ons geloof nie. En ek kan net sê, verwag dit. Verwag dat jou geloof kan werk. Iemand vra eendag vir my, hoe gaan ek my geloof voete gee? En toe sê ek, verwag net dat jou geloof gaan werk, dis goed genoeg, dis nie high-tech nie. Nou die grootte van 'n saad kan misleidend wees. En net so geloof. Baie keer weet ek, ons dink, my geloof is nie groot genoeg nie, dit gaan nie werk nie. Want ons kyk na die grootte van ons geloof, en dan dink ons, die gaan seker net 'n klein plantjie kan kom. En dis hoekom die Bybel sê, geloof is 'n mosterdsaad, een van die kleinste sade wat daar is, maar hy word 'n groot boom. As jy vandag voel jy geloof is klein, of jy voel, dit wat ek kan saai is klein, is dalk net 'n glimlag, weet, jy kan verwag dat 'n groot boom gaan opkom. Nou, saad het 'n toets, en die toets van saad is, kan dit die grond waarin dit is oorleef? En hier kom ons by die tweede fase van geloof. En dit is daai onseker fase van ontkiem. Baie mense dink, as hulle onseker is, dat hulle geloof het gesterf. Maar ontkiem is altyd 'n onseker fase. Hoor wat sê vers 28. Vanself bring die aarde graan voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan 'n vol koringaar. Wat sê hy? Vanself bring die aarde die graan voort. Jy hoef nie iets te doen om jou geloof te laat werk nie. Al wat jy moes doen is om in die saad in die grond te sit. Maar na dit, wat dan gaan gebeur is, daai saad gaan vanself ontkiem. Kom ons kyk bietjie deur die oë van 'n saad na die grond waarin hy is. Vir die saad is die grond 'n baie vreemde plek. Onthou, daai saad was in die senter van 'n baie mooi blom gewees, en skielik het dit uitgeval in die grond beland, en dis op 'n vreemde plek, en jy voel dalk vandag, jy's op 'n heel vreemde plek in jou lewe. In die grond kan die saad nie die intensie van die saaier sien nie. Daai saadjie voel weggegooi, want hy kan nie die motief van die een wat hom gesaai het raak sien nie, want hy is in hierdie donker grond, en hy voel weggegooi. En baie keer voel ek en jy weggegooi deur die Here. Ons voel baie keer weggegooi deur omstandighede, want ons kan nie in die donker grond intensies sien nie. Want dis die fase, die seisoen waarin die saad nou is. Die donker grond is al wat daai saad kan sien. Voel dit vir jou soos 'n begrafnis onder die grond?
En daai saad is seker op daai stadium, want nou ons het gesê ons kyk deur die oë van die saad. Daai saad voel ek is begrawe, dis verby met my, klaar met keus. Voel soos 'n begrafnis. En baie keer voel jou omstandighede soos begrafnis, jou goed voel soos die einde van die pad. Daai mooi visies wat jy gehad het, voel vandag in die donker. En jy besef nie, jy's in die stadige, onseker proses van die ontkiemfase. En al wat dit in hierdie fase van jou en my vra is om te bly glo dat ons lewe tel en dit wat ons doen betekenis het. En dit wat ons gesaai het, goeie vrug gaan hê. En in hierdie fase word die staal van jou geloof getoets en gelouter. En ek weet jy vra, ja George, maar wat moet ek weet rondom hierdie fase? Wat gaan hierdie moeilike, onseker fase vir my maklik maak? Daai donker grond, wat daai saadjie so haat, want hy voel hy is begrawe, daai donker grond beskerm die saad vir 'n tyd, sodat dit kan oorleef totdat dit ontkiem. En baie keer gebruik die Here moeilike omstandighede juis om ons te beskerm. Jy sê dalk my omstandighede hou my weg van dinge. Gaan lees die storie van Mephibosheth in die Bybel. Amazing dinge gebeur in die geheim. Dink aan Moses. Moses was op die rivier gesit as 'n babietjie deur sy ma in 'n drywende mandjie. En as Moses al oud genoeg was om te besef wat gebeur het, dan sou hy gesê het, ek word weggegooi, hier gooi hulle my in 'n mandjie om in die rivier af te dryf. Net nou is daar 'n waterval daaronder. Daai mandjie het Moses beskerm in 'n tyd wat al die babietjies en die kinders deur die koning van Egipte doodgemaak was om hom. Farao het gesê, maak al die babietjies dood. Want die Jode word te veel en skielik is hierdie ene beskerm in die mandjie. Is dit moontlik dat dit wat jy voel donker grond om jou is, juist die beskerming is wat die Here vir jou het? Onder die grond is daar altyd voorsiening. Wat jy sien, dit wat die saad nodig het om te begin ontkiem, kom van binne. En ek het nie vandag tyd om oor te praat nie, maar ek wil vir jou sê, dit wat jy nodig het om vorentoe gaan, het jy klaar. Baie keer gaan ons nie vorentoe nie, want ons dink, ek het niks nie. Dit wat die saad nodig het, is binne in die saad. En die Here kan enigiets vermeerder. Gaan luister na laasweek se boodskap oor die vermeerdering van die broodjies en die visse en jy sal verstaan wat ek sê. En hierso moet die saad toelaat dat die harde dop wat hom eers beskerm het, sag word. Baie keer het ek en jy ons harte hard gemaak om te kan oorleef. En dit was nie 'n verkeerde ding nie, in daai seisoen het dit ons gehelp om te oorleef, maar in die grond is daar 'n nuwe tyd waar ek en jy moet toelaat dat die Heilige Gees ons sag maak. En hier onder die grond, in die donker, begin ons verhouding met die Heilige Gees. Baie mense sê, ek sal die Here dien as dit beter gaan met my. Die plek om die Heilige Gees te ontdek, die plek waar intimiteit groei, is in die donker. Moenie toelaat dat die duiwel jou gedagtes steel, dat jou dop hard bly nie. Dink aan Jesus. Hy was 3 dae onder die grond, maar sy plan om ons te red was op skedule. So wat moet ek doen in hierdie fase? As jy gedoen het wat ek gesê het tot nou toe, dan rus jy tot die volgende fase aanbreek. Ja, maar rus voel so passief. Rus is baie keer die beste ding om toe te laat dat ons hoop en ons geloof voete kry. Nou onthou, hoop en geloof is nie dieselfde ding nie. Ek sal eendag daaroor praat as ons tyd het. Dan breek die laaste fase van ons geloof aan, die oesfase. En hier verseker in die oesfase verseker 'n lewe van lof en toewyding 'n groter oes. Dis die plek waar ons inklim in ons vreugde met die Here, en dis die plek waar ons inklim deur te sê, Here, ek erken dat U vir my gebring het by hierdie mooi oes. Ek gaan U eer deur die eerstelinge van hierdie oes vir U te gee, want dit is die volgende saad. Mense wat nie
hulle oesfase met lofprysing teenoor die Here ingaan nie, saai nooit saad vir die volgende oes nie, en as daai hulle laaste oes. As jy in 'n besigheid is met wie dit goed gaan, of jy's in 'n goeie seisoen in jou lewe, en jy voel, daar's iets wat in jou hart naag wat sê nou dit hou nie vir altyd nie. Begin vandag om nuwe saad in die grond te gooi, want die hele geskiedenis het rondom hierdie seisoene gedraai. Elke ding wat die Here op aarde doen hy deur 'n geestelike, emosionele of 'n fisiese saad. En dan, ek wil afsluit deur te sê, saad bring die bonatuurlike in ons lewe in beweging. Ek hoop dat hierdie woord vandag vir jou gaan help om 'n bietjie definisie te gee aan waar jy is en waartoe jy gaan. En ek glo ook dat wanneer ek en jy mekaar weer gaan sien, dan gaan ons by die plek kom waar ons mekaar gaan toegooi met glimlagte en getuienisse van die groot dinge wat die Here gedoen het. En ons gaan reeds sê, ek het alweer daai saad in die grond, die Here gaan groot dinge doen in die tyd wat kom. Kom ek bid vir jou. Vader, ek wil elke persoon wat saam met my gesit het vandag seën met baie saad. Ek wil elkeen seën om die grond te oorleef en dan om daai oes in te gaan, en wanneer ons daai oes instap, dat ons sal doen met lofprysing teenoor die koning van die konings. Ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Sien jou volgende keer weer. Ek is nie seker wanneer dit gaan wees nie. Hou die kanaal dop, iewers gaan ons baie weer kry. Mooi loop.